Goeiemôre. Wat 'n voorreg om so vroeg in die môre andermaal hier in die tuin te staan en met jou te gesels. En weet jy, ek besef dat daar geweldig baie mense is wat hierdie boodskap ontvang en ek en jy ken mekaar nie eers nie. Maar dit is wonderlik om te weet dat ons Vader jou ken en dat hy my ken. En dat in sy wysheid en sy wil en sy karakter voeg hy alle mense bymekaar vir 'n baie spesifieke rede. En dit bly my gebed dat ons Vader self die een sal wees wat ook vir oggend woorde in my mond sit en uiteindelik in jou ore en jou hart. Dankie Vader dat ons net ons is, maar U is U. Dankie dat U in U almag U woord kan verkondig presies soos U wil. Dankie Vader dat ons net in gehoorsaamheid kan staan en kan doen wat U ons op die oomblik vra om te doen. En Vader, ek erken en bely dat wat ek nou weer eens hier gaan opneem, niks met my uit te waai het nie, dit gaan alles oor U. Dankie dat U ook vir my wil leer. Kom Vader, ek bid dat U kom en dat U die woorde wat U my nou laat praat, gebruik om in elkeen se wese in te praat wat ooit hierna sal luister. Dankie dat dit alles oor U gaan. U karakter, U doel, U wil met elkeen van ons. Ek glo niemand van ons wil buite U wil leef of optree nie. Kom Vader, berei ons voor vir dit waarvoor U ons geskep het. Gebruik asseblief ook hierdie boodskap ook in my hart en lewe. Dit kom van U, niks van my nie. Daarom leer ook my uit dit wat ek nou hier moet aanbied. Maar dat niemand van ons onverskillig sal staan teenoor U nie. Gee ons daai wil om te soek tot ons vind. Asseblief Vader, dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen. Jeremia 29:11 is die vers waarna ons kyk op die oomblik. Want ek, hoofletter ek, die Here God self, weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat 'n goddelike belofte. Maar ons moet kies om hierdie stelling te glo. Weet ek watter gedagtes ek aangaande U koester? Dit is wat ons ook moet vra. Watter gedagtes koester ek aangaande Hom? En om die wonderlike goddelike waarheid ons eie te maak. Die almagtige Vader God koester gedagtes oor elkeen van ons. Staan vir 'n oomblik stil in jou kop. Tot die wete, totdat jy hierdie wete kan vasvat. Die almagtige, ewige Skepper God vergeet nie van my en jou nie. Hy kan nie van jou vergeet nie. Hy is God en dit is sy belofte. Hy vergeet nie wat hy geskep het nie. Hy het elke liewe mens vir 'n goddelike doel geskep. En hy kan geen een vergeet nie. As jy dalk op 'n ouderdom waar jy jou huis moes opgee, woon jy ergens in 'n kamer en daar is nie veel beweging deur daai kamer se deur nie. Jy voel alleen, want jy is alleen. Nie in ons Vader nie. Hy kan nie van jou vergeet nie. Is jy dalk 'n tiener of 'n student met 'n hele lewe wat voor jou oop lê, soveel moontlikhede en keuses. En dis woes moeilik om te besluit en dan veral te weet dat jy die regte besluite neem. Hoeveel keer beland almal van ons in situasies waar ons weet dat
elkeen van ons nou waaragtig goddelike gedagtes nodig het oor die lewe. Gaan jy dalk deur 'n moeilike tyd met werk, finansies of gesinskrisis? Het skelms dalk op die internet van jou gesteel? En jy kan nie glo dat jy die prooi geword het van hierdie diefstal nie. Om beroof te word, vat al jou vrede weg en jy voel kwaad, sommer vir jouself ook. Staan jy dalk voor 'n krisis by die werk, dalk in die familie, is jy 'n student. In hierdie tyd van die jaar is tyd om rekenskap te gee van wat jy geleer het en dinge begin net 'n bietjie te dik loop. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, daar is steeds die wonderlike wete, ons is nooit alleen nie. Niemand wat in ons Skepper God glo, is ooit alleen nie. Ons Vader waak oor jou en hy haal nooit sy oog van jou af nie. Hy gaan nêrens heen weg nie, hy kan nie weggaan nie. Die ganse skepping is deur hom gemaak en behoort aan hom. In hierdie skepping is daar geen woonplek waar enigeen van hom verwyder kan word nie. Niemand kan op 'n plek beland waar ons Skepper God nie kan bykom nie. Hy is God en hy is alomteenwoordig. Verder weet hy presies deur watter dinge en emosies elkeen van ons tans moet werk. En die belangrike is dat ons Vader die een is wat die uiteinde van alles ken. Life happens. Almal van ons maak soms goeie keuses waaroor ons later bitter spyt kan wees. Maar ons Vader wat alles weet alles. Hy kan ons ook deur die gevolge van ons eie verkeerde keuses help. Hy alleen kan ons help waar ons in geloof tekort skiet. Ja, hy kom altyd ons ongeloof tegemoet. As dit vir jou die waarheid is, moenie jouself verguis oor dinge wat jy weet waarin jy droog gemaak het nie. Wees net eerlik, erken dit en vra hom om jou te help. Wat dit ook al is waarin ons hulp nodig het, vra hom. Veral as ons geloof tekort kom. Vra hom om jou geloof te gee. Onthou, ons is mense, nie God nie. Ons Vader God kan dinge doen ver bo wat ons dink of begryp. Dinge wat vir my en jou onmoontlik lyk, hanteer hy in 'n oogwink. Hy help wanneer ons nie begrip het vir ander of vir situasies nie. Hy help in situasies wat ek en jy nie eers verstaan nie. Hy help waar ons nie eers geweet het dat ons hulp nodig het nie. Onthou dan weer, hy weet watter gedagtes hy aangaande ons koester. En my vermoede is dat die meeste van hierdie gedagtes van ons almagtige Skepper God ons verstom sal laat staan. Vrede, nie onheil nie. Om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat is jou omstandighede vandag? Ons Vader ken die uitkomste. Hy ken die roete wat jy moet volg. Onthou, hy weet watter gedagtes hy aangaande jou koester. Ook vandag, nou op hierdie oomblik. Gedagtes van vrede en 'n hoopvolle toekoms. Vader, ons erken en bely dat die lewe ons soms kan klap. En dan klap dit ons sommer uit ons geloof uit. Dit klap ons uit verhoudings uit. Vader, mag elkeen van ons op hierdie oomblik net kan terugkom en stil word by U en weet. U weet alles. U ken ons toekoms en U vergewe ons verlede. Vader, wees ons genadig. Mag ons werklik net by U voete kom sit en op U wag. Kom leer U ons asseblief.
watter gedagtes U aangaande ons koester. Praat met ons daaroor. Daardie gedagtes van vrede, nie van onheil nie. Dankie dat ons weet, U wil vir elkeen van ons 'n hoopvolle toekoms gee. Leer ons om U te erken vir wie U is en om eerlik te wees oor wat in ons binneste aangaan. Help ons, Vader. Help ons om alles in ons binnekant vir U terug te gee, sodat ons in volle afhanklikheid net van U afhanklik kan lewe. Help ons, Vader, ons kan dit nie self doen nie. Dankie dat ons U kan eer daarvoor, dat U dit gelyktydig vir alle mense kan doen, wat nou hierdie versoek voor U bring. U is wonderbaar. U is ons Vader God, en U alleen ken ons toekoms volkome. Halleluja. Amen.